'n skrikwekkende gedagte wat gedeel word. Vir mense wat weet wat God se verwagting van hulle is, weet wat God se standaard is vir hulle, maar hulle kies teen dit en hulle verlaat daardie plek waar God hulle wil hê. Daarom wil ek met u praat oor 'n paar gedagtes om vir u te wys wat is die keerwal van herlewing. En interessant, toe Dr. Andre nou vanmôre so praat oor die strome en die potholes en die goeters, toe kry ek eintlik so 'n glimlag aan my binnekant, want nou weet ek wat is nou op pad. Nou as jy so kyk na strome wat baie keer vloei, dan kom daar mense wat 'n keerwal kom oprig om die strome te kan keer. Dis 'n menslik opgerigte struktuur om daar die strome wat behoort te vloei te keer, en dan kom druk hulle 'n pomp in die water en hulle pomp daardie strome na 'n heel ander plek toe, van waar dit veronderstel is om te kan vloei. Nou vers 14 sê, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Ons weet dat die Here het aangename gedagtes, die Here het guns in gedagte, die Here het groei en genesing in gedagte, maar ons as mens het baie keer 'n keerwal wat ons oprig. 'n Keerwal wat katastrofiese gevolge eintlik het. Want as jy nou kyk hoe dit kan wees, dan sien jy baie keer voor die keerwal is daar strome, maar na die keerwal is daar maar bietjies wat deurkom. En as ons na hierdie gedeelte kyk, dan weet ons dit is 'n welbekende gedeelte. 'n Gedeelte wat vir ons al soveel keer soveel beteken het. Dit gaan nou oor die toewyding van die tempel, dit gaan nou oor 'n volk wat nou 'n pad geloop het, en God kom praat met Salomo oor die gevolge van 'n volk wie se gedrag verkeerd is in die oë van die Here. En hierdie vers wys hoe dat die Here met hierdie man bemoeienis maak, en vir hulle baie mooi duidelik kom wys, wat is die wegdraai van sonde in hulle lewe, wat God se gedagte is, wat kan wees, wat die potensiaal is, maar wanneer hulle dan wegdraai, bewustelik kies om 'n keerwal te gooi, dan is daar sekere dinge wat sal gebeur. Ja, hulle kan herlewing beleef. Hulle kan die seën van die Here beleef, het ons 'n paar weke terug vir mekaar gesê. Hulle kan vervulling beleef, hulle kan die vuur uit die hemel uit beleef, hulle kan strome van lewende water beleef, hulle kan soveel beleef wat God vir hulle in gedagte het. Maar as die keerwal opgerig is, dan kom maar net sulke bietjies deur. Nou hierdie woord is heel eerstens aan Israel gerig, om met 'n volk te praat, maar dit is net so relevant vir jou en vir my in Suid-Afrika. Dit is net so relevant vir jou en vir my in ons gemeente, en is ook relevant vir ons in ons huise, in ons eie persoonlike lewe. Daar is kosbare beloftes wat die woord ons kom leer. Daar is kosbare dinge wat God vir ons wil kom doen. En die eenvoud van die saak is, ons het herlewing nodig. Ons het God se werking deur sy Gees op so 'n wonderlike wyse nodig. Ja, ons het dit meer nodig as wat ons politiek nodig het. Ons het meer nodig as wat ons geld nodig het. Ons het dit meer nodig as wat ons voedsel nodig het. Ons het die Gees van God nodig op 'n besonderse wyse om vaardig te wees in ons eie lewens. Want sonder dit is ons op 'n gevaarlike plek. En ons benodigheid in die lewe, ons nood in die lewe, is dat die Here ons 'n nuwe vuur in ons harte sal kom gee. Wat nie deur mense of deur ons as mens besoedel behoort te wees nie. Want as ons die keerwalle gaan toelaat, dan gaan dit nooit gebeur nie. As ons die keerwalle gaan oprig, gaan dit ons verhinder om te beleef wat God se wil vir ons is. Want dit bestaan nie, en dit ontstaan nie uit prediking uit nie. Dit ontstaan nie maar net uit 'n oomblik uit waarin ons maar net almal saam sit en lekker saam sing nie. Maar dit is 'n spesiale seën vanuit die hemel uit vir elkeen wat nie meer tevrede is om maar net so aan te gaan nie. Vir elkeen wat sê, maar ek het 'n dieper behoefte, ek het 'n dieper nood in my binneste, en ek begeer al meer, om meer van die Here te kan geniet, en meer te kan beleef hoe dat God met my besig is. Nou daar's nie 'n 5-punt plan wat ek en jy kan volg, om te sê, as ek dit en dit en dit en dit doen, dan gaan ek hierdie wonderlike guns beleef nie. Maar ons kan vir mekaar in die gedeelte 'n paar dinge uitwys. As ons hierdie dinge in ons lewens doen, dan is dit soos 'n keerwal in ons eie lewe. En soos wat jy in jou vinger, in jou hand 5 vingers het,
Kan jy dit identifiseer en vir jouself sê, so kan jy dit identifiseer, so duidelik soos daglig. Wat is die dinge wat ons kan weerhou? Terwyl God se wil vir ons is, dat hy vir ons dit wil gee. As ons verootmoedig, om te genees, om te vergewe, om te vernuwe, om die seën van die Here te kan beleef, en die guns van God te kan beleef, maar vers 15 word baie keer eenkant geskuif, wat sê, nou sal my oë oop wees, en my ore luister na die gebed van hierdie plek. Ja, God het 'n verwagting. Hy het 'n soeke. Net so wat ek en jy 'n soeke het na herlewing, het God 'n soeke van jou en vir my, 'n verwagting van jou en vir my, om te sê, maar wat doen ek en jy? En so maklik kan ons hierdie keerwalle in ons lewens hê. Wat kan verhinder dat die Here die werk kan doen? Kan jy glo dat die hele skepping roep uit met reikhalsende verwagting, maar die kroon van God se skepping, ons wil self besluit of ons dit wil hê of nie. En wat hy ons leer in hierdie gedeelte, is dat daar dinge is wat dit kan verhoed in ons lewens. Dinge wat vir ons meer belangrik geword het. Dinge wat vir ons alternatiefs geword het. Dinge wat vir ons geleenthede geword het om 'n ander lewe te leef. Maar die Here kan dit gebruik as ons onsself so toewy aan hom, om dit te omskep in 'n geleentheid vir die Gees van God om vaardig te wees in ons lewens. Ja, ons kan dit 'n keerwal noem. En elkeen van hierdie dinge wat ek vanaand gaan noem, is soos 'n steen in hierdie keerwal wat opgerig word. Iets wat soos 'n fondasie gevorm word, en op die einde van die dag bring dit skeiding tussen waar God my wil hê en waar ek is. So kom ons kyk wat die Here vir ons hierdie wil wys. Een van die skrywers sê, a lost people do not need revival, they need to be saved. If you are not saved, you need to come to Jesus Christ. Confess your sins and call on him for your soul's salvation. But if you're in Christ, we need revival. Elke liewe kind van die Here. Want weet jy vriende, ons sit vandag op 'n plek waar ons tevrede geword het. Ons dien die Here en ons doen wat ons doen en ons gaan aan met wat ons aangaan, maar daar's dinge wat soos 'n keerwal is, wat ons verhinder om te kan beleef wat God vir ons in gedagte het. En die eerste een wat ek graag wil uitwys, is trots. Trots keer herlewing. Vers 14 sê, as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig. Wat beteken dit? Dis 'n volk wat nie verootmoedig was nie. Want hierdie volk het hulle self begin vol eie waan raak. Hierdie volk het hulle self begin trots raak. Hierdie volk was nie meer verootmoedig nie. Daarom was dit vir hulle nodig om te verootmoedig voor die Here. En nou kom hierdie woord na hulle toe om te sê, as hulle verootmoedig voor die Here, dan sal die Here die werk kom doen wat hulle nodig het. Dit impliseer dis mense wat nie daar is nie. Die Engels sê to humble themselves. Dit praat van 'n volk wat nie meer so nederig is soos wat hulle behoort te wees nie. Dit praat van kinders van die Here, die volk van die Here, wat nie meer op die plek is om te verstaan wie is ek, as ek my kyk aan die beeld sien van wie God is nie. Want daar's trots, wat oprys in die binneste, wat opwel in die menswees. Dit verwys na hierdie gedagte van 'n trots wat opwel, soos wat golwe van die see opwel. En dit kom soos daardie golwe, die een na die ander een, kom die golwe deur, en so kom in 'n trotse hart die eie ek, golf vir golf vir golf, kom dit aanhoudend kan dit deurkom. Ja, ons kan so maklik, soos die volk van ouds, hom bely met ons monde. Maar ons hart is so ver van hom as wees, want die hart kan vol wees van trots, en moet net nie op my toon trap nie, dan sien jy my trots. Jy moet net nie vir my vinger wys nie, dan sien jy my trots. Trots verhinder onderwerping aan die gesag van die Here. Trots is die keerwal vir 'n geestelike deurbraak in elkeen van ons se lewe. Trots is die rede dat ons koesterend is vir sonde. Trots is die rede dat die kerk in Suid-Afrika is, waar die kerk in Suid-Afrika is. En dis die mentaliteit van die meeste van ons Afrikaner mense. Soos in die tyd van Laodicea, waar trotsheid ingeslyp het, en hulle doodtevrede was met wie hulle is en waar hulle is, en hulle het gedink hulle is okay, want die trotsheid van die hart is bedrieglik, en hulle is tevrede met hoe dinge is. Vriende, hoe afhanklik leef ek en jy in ons binnemens van die Here af?
Het jy dalk op die plek gekom in jou lewe dat jy leef dalk asof jy hom nie regtig so ernstig nodig het nie? Dan praat die Here vandag met ons. Vir elke keer as ek my motor inklim en ek ry in die pad af, moet ek seker wees om afhanklik van die Here te wees. Want anders as ek dit nie doen nie, is ek besig om in my eie krag te staan. Is ek besig om in trotsheid rond te loop. En dan praat die Here vandag met ons. En as ek spandeer met die Here, dan leer ek om meer afhanklik te wees met hom. Dan leer ek hoe dat die Here my al meer bemoeienis kom maak, al meer dinge kom begin openbaar, al meer van my kom wys, al meer van die pad wat hy vir my wil hê kom wys. En so kom hy en hy kom wys vir my die trots in my siel, in my binneste kom wys hy vir my uit. Want daardie trots kan my verhinder om te wees waar God wil hê ek moet wees. Ja, trots is gevaarlik. Hierdie gedagte is wat die kerk in die breë kragteloos maak. Trots. Daarom is ons baie keer bruikeloos, want ons is trots. Daarom is ons baie keer biddeloos, want ons is trots. Daarom is ons baie keer onvrugbaar, want ons is te trots. Daarom is ons baie keer oneffektief vir die werk waartoe God my wil roep, want ek is te trots. Daarom wil ons die sonde erken, want ons is te trots. Daarom is ons kragteloos, want ons is baie keer trots. Jy sien ons, as ons harte voor die Here kan verneder, dan sal ons met opregtheid voor die Here kan sê, maar Here, die moeilikheid lê binnekant, want dis waar trots lê, in my binnemens. Here, is daardie dat ek nie verneder wil word nie. Dis daardie dat ek nie wil erken waar ek verkeerd is nie. Dis daardie dat niemand op my toe moet trap en niemand vir my moet vinger wys nie. Dis daardie dat ek moet net nie blootgestel word nie. Dis trots wat ons verhinder. Dis 'n keerwil in ons geestelike lewe. Terwyl ons almal vuil en beklaanswaardig is. Terwyl ons almal vol van sonde is. Handelinge 2 vers 42 sê, en hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood en gebede, en vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind, en almal wat gelowig geword het was by mekaar, en het almal gemeenskaplik besit, of alles gemeenskaplik besit, en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het, en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Kan ons dit vandag, as 'n getuieskrif van jou en my op ons lewe sit? Kan ons onsself vergelyk met die kerk van ouds, oor hoe dit toe daar was en hoe dit vandag by ons is? Is ons vandag steeds sulke kinders van die Here, wat hierdie paadjie loop, of wat hierdie trots al so begin insluip, dat ons 'n hele ander lewe vandag begin leef? Spreuke 6 vers 16 tot 19 sê, hierdie 6 dinge haat die Here, en 7 is vir sy siele gruwel, trotse oë, 'n leenagtige tong, en hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop, een wat as valse getuie leuns uitstrooi, en tussen broers tweedrag saai. Elkeen wat hierdie sondes hier genoem is vir jou en vir my as gevolg van trots. Dis die bron. Dis die begin. En dan praat die Here met 'n mens en sê, het ek dalk 'n trotse hart? Spreuke 8 vers 13 sê, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is, hoogmoed en trotsheid. Spreuke 11 vers 2 sê, ons kom in ons vermetelheid. En as ons kom in ons vermetelheid, dan kom daar skande. Spreuke 16 vers 5 sê, elke hoogmoedige van hart is vir die Here 'n gruwel. God haat hoogmoed. Spreuke 16 vers 18 sê, trotsheid kom voor die verbreeking en hoogmoed voor die val. En so maklik kan ons hierdie fout maak, dat ons maar tevrede is met waar ons is. Want ons is net te trots om te sê, Here, ek is daardie man. So weet ek vandag, ek is te trots. Wel, trots weier om te luister. Trots weier om te erken. Trots hou van om te praat, maar net van homself. Trots het die inherente behoefte om gesien te word. Trots glo daarin dat hy alles verdien wat hy het.
Trots is nie dankbaar nie. Trots kan nie reggehelp word nie. Trots wil nie soos 'n kind gehanteer word nie. Trots verhoog myself. Trots gee maklik kritiek. Trots is gefokus op my behoeftes. Trots regverdig myself. 'n Man vlieg op 'n stadium in 'n vliegtuig. En hy staan in die gangetjie en hy staan en gesels en die lugwagding kom hom verby. En sy sê vir hom, dis nou Engels wat gesê word hierso. Sy sê, honey, Superman don't need, sy sê vir hom, hy moet gaan sit op sy sitplek en hom vasgordel. En hy antwoord haar en hy sê vir haar, honey, Superman don't need a seatbelt. Sy antwoord hom, Superman don't need a plane. So sit down, have a seat and buckle up. En ek en jy leef baie maal as op ons dink, ons het dit wat in ons lewens is nie nodig nie. En ons dink ons is baie keer so bietjie bo dit. En ons verstaan nie altyd wat in ons lewens rondom ons aan die gang is nie, en baie maal is daar so 'n stukkie trots, want waarom nie ek nie? En dan wil die Here maar net vir ons sê, buckle up. Kom so 'n bietjie aarde toe. Is daar dalk vandag so 'n bietjie trots, wat 'n keerwal geword het, tussen jou en die Here. Die Here het 'n beter plan. En hy roep jou en my om onsself te kom verneder voor die Here. Om onsself te kom onderwerp aan die Here. Om sy autoriteit in my lewe toe te laat en hom toe te laat om sy volle heerskappy in my lewe uit te voer. En as ek vol trotsheid gaan wees, gaan ek nie my hart buig voor die Here nie. Maar hy verwag van jou en van my om hierdie steen van trotsheid in ons binneste toe te laat dat hy het kom flenterslaan. Toe Jona die evangelie in Ninive gaan bring het, kom almal tot bekering. En 'n hele stad verootmoedig hulle voor die Here, en hulle bekeer hulle voor die Here, en daar kom 'n groot werk van die Gees van God in 'n stad, maar die ou wat die boodskap gebring het, sy hart is kliphard. En hy wil hom nie onderwerp nie. En hy is kwaad vir die Here, en hy is onstuimig in sy binnekant vir die Here, want hy doen dit uit pligs uit pligpleging uit. En dalk is ek en jy by daardie plek van, ek doen dit want dit is pligpleging, maar ek doen dit nie uit die hart van die Here uit nie. Dan is ons maar net op dieselfde plek as Jona. En Jona het dit gedoen omdat hy trots was op wie hy was. Hy het dit gedoen omdat hy trots was op sy volk, trots was op sy nasie, trots was op sy taal, en hierdie mense verdien nie wat sy mense verdien het nie. En hoeveel keer drie ons nie so op nie. En as ons vandag ware herlewing wil smaak, moet ons ontslae raak van dit wat die trots is, wat ons koester in ons binnekant, sodat God kan werk, deur sy Gees, sodat hy alleen kan werk. Die tweede een wat ek graag wil uitwys is, die biddeloosheid wat herlewing keer. Die woord van die Here challenge ons om te bid sonder ophou. Om nie biddeloos te wees nie, want dit beteken eintlik as ek biddeloos is, dat ek is so trots op myself, dat ek eintlik daardeur wil erken, maar ek het God nie regtig nodig nie. Ek kan hierdie dinge self hanteer, en ek kan op my eie aangaan. Biddeloosheid gaan oor dat ek kan self. Biddeloosheid sê nie, hy is alles wat ek nodig het nie. Biddeloosheid sê, los my, ek wil self. Biddeloosheid sê, ek het nie tyd om vandag stil te word in gebed met die Here nie. Dis deel van trots. Biddeloosheid sê, ek kan dit doen sonder die Here. Ek is by die vermoë om te kan doen. Biddeloosheid sê, ek erken hom nie as die oppergesag in my lewe nie, en ek het nie nodig om hom te hê, om my te help nie. Biddeloosheid sê eintlik, hy is nie die almagtige. Buite tyd en buite spasie nie. Biddeloosheid sê, ek is okay sonder die hand van die Here. Hierdie biddeloosheid is 'n mens wat weier om sy volle gewig op die Here Jesus te plaas. Ek onthou 'n klompie jare gelede was Dominee Henny Prinsloo by ons gewees in Rodepoort, en hy vat toe stoele en hy sit dit hier voor die kansel neer en hy wys ons toe wat dit is om jou volle vertroue op God te plaas. Biddeloosheid sê, ek het nie nodig om dit alles op hom te plaas nie. Wat 'n gevaarlike plek vir 'n kerk om te wees. Wat 'n gevaarlike plek vir 'n huis om te wees. Wat 'n gevaarlike plek vir 'n huwelik om te wees. Wat 'n gevaarlike plek vir 'n skool, vir 'n besigheid.
Maar gebed erken afhanklikheid van die Here. En as daar biddeloosheid is in jou en my lewe, dan word dit soos 'n keerwil wat hinder dat die Gees van God werk soos wat hy alleen kan werk. Jakobus 4 vers 2 en 3 sê, julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie, julle veg en maak oorlog en julle het nie, want julle nie bid nie. En as julle bid, dan bid julle verkeerd ook nog. Om dit in julle wellnesse deur te bring. Jou vriende, as jou my lewe dalk 'n getuienis van 'n lewe wat sê, nee, ek het God nie regtig nodig nie. Hoe ernstig is die saak van gebed in my lewe? Want vriende, herlewing is onmoontlik as ons nie gaan buig voor die Here in gebed nie. En daarom is ons biddeloosheid kan 'n keerwil wees vir God om te werk. Hierdie biddeloosheid is die tweede bousteen wat herlewing keer. En as ek en jy dit nie vir die Here gaan bring en vir die Here sê, Here, ek erken vandag, hierdie steen is vasgelê, vasgemessel in die rivier waar strome van lewende water behoort te vloei, Here. Dan is ons besig om 'n keerwil op te rig. En ons is baie vinnig om te begin moan as ons sê, maar die Here seën nie, en die Here behoed nie, en die Here bewaar nie, en alles word uitgepomp na 'n ander plek, maar ons loop mis wat God vir ons in gedagte het. Charles Finney het gesê, we have lost the art of waiting before the Lord in prayer. Too much of our praying is anemic, antiseptic, formal, repetitious, and long-winded. We pray around issues and never really get down to trusting God by faith. Our prayers leave our mouths, but they are seldom leaving our hearts. Ja, ons bid vir 'n paar minute om dit verby te kry. Maar hoeveel tyd spandeer ons om te wag in gebed? Hoeveel dinge bid ons deur voor die Here? Ja, ons het 'n shopping lysie. Ons het 'n klomp goedjies wat ons vir die Here kan noem. Ja, ons het lippe aanbidding, ons het lippe taal, maar is ons harte in gebed voor die troon van die hemel? Want as dit nie is nie, is dit 'n keerwil vir herlewing en God kan nie werk omdat die kroon van sy skepping weier om deurgangs te bid. Leonard Ravenhill het gesê, the church is dying on its feet because it's not living on its knees. Kan jy dink? Wat is die eerste ding wat in Nineve gebeur het toe hulle die boodskap hoor? Hulle val op hulle knieë neer. Hulle soek die aangesig van die Here. Jona wat die boodskap gebring het, doen alles behalwe om sy knieë te wees. En die man wat die boodskap gebring het, mis die herlewing. Die regte boodskap, die ware evangelie, die wonder van God, die krag van God tot redding, en hy mis dit homself. Sjoe, vriende. Wat het hom pas? In 'n vissebuik. Toe bid hy dat dit klap. Is dit wie ons is? Het ons 'n keerwil gebou, omdat ons net wil bid wanneer dit ons pas. Nehemia 9 vers 2 sê, en die afstammelinge van Israel het hulle afgesonder van al die uitlanders, en hulle het gaan staan en belydenis gedoen van hulle sondes en die ongeregtighede van hulle vaders. Belydenis. Nie net vir hulle nie, maar selfs vir hulle voorgeslagte. Sjoe. Die derde ding wat vir my uitstaan, waarom daar 'n keerwil is vir herlewing, is hulle die verkeerde prioriteite gehad. Vers 14 sê, my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek. Dis die prioriteite. Die prioriteit is, dat hulle heel eers dit moes gedoen het. Maar die feit dat hy vir hulle sê, as hulle dit doen, beteken hulle het dit nog nie gedoen nie. So hierdie ouens se prioriteite is heeltemal verkeerd om. Die kinders van die Here word gemaan om die aangesig van God te soek. Soek die koninkryk van God heel eers, en al die ander dinge sal bygevoeg word. Hier word verwys na aanbidding en gebed en toewyding aan die Here. Om my lewe te verander en rigtingverandering te hê en 'n nuwe rigting in te slaan. Nie die rigting van die vlees nie, nie die rigting van die donker nie, nie die rigting van die duisternis nie, maar om te soek na die Here, na sy teenwoordigheid, om naby aan hom te kan wees. Hy is die eerste prioriteit. Ware herlewing is om
weer daar die eerste liefde aan te wakker. Dis die eerste prioriteit. Dis nie die tweede en die derde en die vyfde en die 10de nie. Nie die volkerk is nie. Die volbeursies is nie. Die groot wonders is nie. Maar om God te soek. Dis die prioriteit. Openbaring 2 vers 1 tot vers 7 praat van hierdie eerste liefde wat verlaat is. Jy is nie meer vir my so lief soos wat jy was nie. En ons het hierdie goed al hoeveel keer in die kerk, ons het blink gepreek van dit. Maar as jy moet eerlik wees met jouself vandag, is dit lank al nie meer soos wat dit was nie. En dit het 'n keerwal geword, want die prioriteit is nie wat dit moet wees nie. Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot God, en hy sal tot julle nader, reinig die hande julle sondaars, en suiwer die harte julle dubbelhartiges. Jesaja 55 vers 6 sê, soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Ja, vriende, die tyd word min. En ek is jammer om te sê, maar ek dink in 'n groot mate speel ons in Suid-Afrika godsdiens. Want ons het baie prioriteite. Maar nie dit wat God wil hê moet wees nie. Herlewing kom nie na mense wat herlewing soek nie. Hoor, ek gaan dit weer 'n keer vir jou sê. Herlewing kom nie na mense toe wat herlewing soek nie. Herlewing kom na mense toe wat die aangesig van God soek. En ons kan so na herlewing soek, omdat ons vol kerke en baie geld het. Maar ek herinner u, in die ou tye, wanneer daar herlewing was daar buite in die kerke fakkels gewees, en die mense wat binne in die kerke sit, was in daai pale vasgemaak gewees, en die brand gesteek gewees. So wat sou ons prioriteite wees, as daar vanaand 'n klomp pale buite in die kerk is, en die prys van herlewing dood is. So toets so 'n bietjie, as jy vandag hierdie woord oordink, hoeveel verantwoordelikhede het jy vandag wat jou weghou van herlewing? Hoeveel ander belange het jy vandag wat jou 'n keerwal geword het tussen waar God jou wil hê en waar jy is? Ander prioriteite, ander dinge wat so kosbaar, so waardevol, so belangrik geword het, dat dit wat regtig saak maak. Een kant lê. Ja, dalk jou werk, dalk jou aftrede, dalk jou vrou, dalk jou man, dalk jou gesondheid, dalk jou bankrekening, dalk jou stokperdjies, dalk jou vooropgestelde idees. Maar hoor gou mooi, as daar enigiets op hierdie lysie is, wat vir jou so belangrik geword het, dat jy weet, dis vandag 'n prioriteit in jou lewe, dan daai prioriteit vir jou keerwal geword. En as jy vandag nie 'n kandidaat om God se herlewing te kan smaak nie. Want God maak sy herlewing, maak hy nie goedkoop nie. Jy sien, die kwessie van herlewing is, dit kos jou alles. En ons kan baie praat oor herlewing, en ons kan baie mooi klink, en baie geestelik klink as ons praat oor herlewing, maar as ons gaan kom by hierdie eerste prioriteit, en enigste prioriteit nie, sê ek nou vir die vriende, ons is dit nie werd nie. Johannes 5 vers 19 tot vers 20 sê, Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen, tensy hy die Vader dit sien, doen dit nie. Want alles wat hy doen, dit doen die seun ook net so. Die Here Jesus skenk dit wat die Vader vir hom wys. Die Here Jesus werk dit wat die Vader vir hom openbaar. Hy leef van elke woord wat uit die Vader se mond uitkom. Dis sy hele lewe. Dis Jesus se lewe. Hy leef vir dit. En as dit nie ons prioriteit is nie, sal ons die oorwinningslewe van die Here Jesus nooit hê nie. Hy sê, want die Vader het die Seun lief en toon hom alles wat hy self doen. En groter werke as hierdie sal hy hom toon, sodat julle verwonderd kan wees. As ons prioriteite reg is, sal ons hierdie wonder beleef. Maar om jou prioriteite te toets, moet jy jouself vra, op watter aktiwiteite spandeer jy die meeste tyd? Op watter aktiwiteite spandeer jy die meeste geld? Wat okkupeer jou gedagtes die heel dag lang? Die Engelse praat van important and imperative. Het jy al gehoor van daai twee woorde? Dis twee gevaarlike woorde julle. Nou important beteken dis baie belangrik, né? Imperative is jy kan dit nie mis nie. En dis wat jou prioriteite gaan wees. Daar's baie prioriteite wat important is, maar daar's een prioriteit wat imperative is. Jy kan dit nie waag mis nie. Want jy sal in jou leeftyd nooit die herlewing geniet wat God vir jou in gedagte het nie. So let op waarin jy gaan en let op wat jy doen.
Let op hoe jy jou geld spandeer en let op hoe jy jou tyd spandeer. Want dit wys jou prioriteite. Is die Here vandag jou eerste prioriteit? Dan is jy 'n kandidaat vir persoonlike herlewing. Laaste wat ek graag wil wys in hierdie gedeelte is, hulle het aannames gemaak. Hulle het vir hulle self gedink, man, dis oké. Vers 14 sê, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë. So wat het hulle gehad? Hulle was op 'n ander weg gewees. Hulle het nou nodig gehad om te draai van hierdie ander weg af, want hulle het die aanname gemaak, hulle is oké met die Here. Hulle moes hulle verootmoedig, want hulle was nie verootmoedig nie. Hulle het gedink, dis oké voor die Here, om maar net so aan te ploeterig, maar net so aan te gaan, want almal gaan so aan. Almal karring maar so vorentoe. Die Engels sê, to turn from their wicked ways. Om weg te draai van die sonde waarvan God my oortuig het. Nie een van ons kan onsself beroem en sê ons nie sonde nie. Ek is die voorbok. Ek sê die verkeerde goed en ek doen nie verkeerde goed. Maar ons moet die Here vertrou en sê, Here, kom oortuig my, wys vir my. Here, as ek moet restitusie doen, gaan leer my, wys my waar ek moet maak. Wys my wat ek moet gaan doen. Here, help my, want ek kan myself nie help nie. En Here, ek diskwalifiseer myself, omdat ek hierdie vooropgestelde idee het, hierdie aannames, maar ek is oké. Hulle het aangeneem op grond van sy genade. Is hulle alright. En weet jy, is die groot siekte binne in die kerk vandag. Binne in die kerk, binne in ons eie kerk, dink ons is oké, op grond van God se genade. Ja, ons as mens wil ons gedrag regverdig. En sonde hou ons uit die teenwoordigheid van die Here uit. Want op grond van sy genade dink ons, ag, ons is oké. Maar die woord van die Here sê, wees heilig, want ek is heilig. Jesaja 59 vers 2 sê, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sonde en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Dis die werklikheid. Maar ons het die aanname. Ons is mos vergewe. Vergewe, maar met 'n skeidsmuur. Ja, vergewe, maar met 'n keerwil. Psalm 66 vers 18 sê, as ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. Dis die werklikheid. En dan vra ons vir mekaar, hoekom hoor die Here nie gebed nie? Is dit dalk omdat ons 'n aanname gemaak het? Spreuke 15 vers 8 sê, die offer van die goddelose is vir die Here 'n gruwel, maar die gebed van die opregtes is hom welgevallig. Spreuke 28 vers 9 sê, wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel in God se oë. Dalk is dit hoekom ons nie bid nie. Want ons het die aanname gemaak. God doen in elk geval net wat hy wil. En dit is so maklik om hierdie fout te maak in jou lewe. Hierdie fout het die norm geword in ons land. Hierdie fout het die norm geword in die kerk van Suid-Afrika. Hierdie fout het die norm geword binne in ons huis en ons families. Want ons is mos oké. Alles is hankie-dorie. Ons het dan niks gebruik nie. Waarom is daar nie spys in my huis nie? Vra die Here vir ons. Waarom is daar nie belydenis van sonde nie? Waarom is daar nie restitusie nie? Waarom is daar nie sondeoortuiging nie? Waarom is daar nie 'n ommekeer en wegdraai nie? Want ons het aangeneem, God is vol genade. Waarom het die kerk nie 'n herlewing nie? Want ons het aangeneem. God is tevrede daarmee. Waarom is daar nie 'n herlewing in ons huis nie? Want ons het aangeneem, dis maar hoe dit is. Waarom is daar nie herlewing in my huwelik nie? Want ons het aangeneem, dis maar oké. Die kinders van die Here leef sedeloos. Lieg en bedrieg en hoereer. En haat en is vol trots en skynheilig. So wat is nodig binne in die kerk van die Here? Om nie meer aannames te maak oor ons eie teologiese oortuigings nie, maar God se Gees toe te laat om ons te kom oortuig.
Vers 16 kom by hierdie woorde, hy sê, so het ek dan nou hierdie huis verkies en geheilig, dat my naam daar kan wees tot in ewigheid, en my oë en my hart sal altyd daar wees. Hy sê, as hierdie volk hulle voor God verootmoedig, sal my hart in daardie huis wees, is God se hart vandag uitgeruk uit die kerk uit. Want ek en jy kan deur die verkeerde hartsingesteldheid herlewing 'n keer wil gee. As jou en my hart nie vandag oop is voor die Here nie en sê, Here, kom dolwe my hele siel om in my binnekant nie, dan is my en jou hart in die pad van herlewing. Jeremia 32 sê ons moet onverdeelde harte hê. Jakobus 1 sê ons moet nie dubbelhartig wees nie. Ons moet eensgesind wees, Christus gesentreerd wees, harte wat oorloop, harte wat vervul is, harte wat versterk is, harte waarin die krag van God diep werk kom doen het. Want anders is hierdie aanname dat ons okay is, nog 'n bousteen van 'n keerwil wat herlewing verhinder. Vers 17 gaan verder, hy sê, en wat jy nou betref, of wat jou betref, as jy wandel voor my aangesig, soos jou vader Dawid gewandel het, deur naamlik te doen net soos ek jou beveel het, en my insetting en my verordeninge onderhou. Wat verwag die Here? Hy praat van iemand wat wandel voor die aangesig van die Here. Iemand wat berou het vir die plekke waar ek misgetrap het. Iemand wat bely het, maar iemand wat 'n man is na God se hart, 'n vrou is na God se hart. Hoe is 'n hart wat is na God se hart? Wat week is voor die Here, wat ontvanklik is voor die Here, wat leerbaar is. Nie wat sondeloos is nie, nie wat onbruikbaar is nie, maar wat oortuigbaar is. Harte wat ontvanklik is, harte wat ingestel is. Het jy aangeneem, jy is okay? Maar jou wandel sê iets anders. Ek moes dit voor die Here bely en sê, Here, ek het gedink ek is okay. En is nog nie lekker as deur jou eie hart vir jou kom wys nie. As jy besef hoe lyk jy voor die Here nie. Maar liewe vriende, ons maak aannames. En dit verhinder God se werking deur sy Gees. In Johannes 1 vers 9 sê, as ek my sonde bely, hy is getrou en regverdig om my sonde te kom vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. En ons kan baie maal so heilig wees. En ons het baie maal soveel dat ons kan fout vind met alles en almal. Maar as ek my sonde bely, God bly getrou en regverdig. Jakobus 5 vers 16 sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Ja, het ons nie dalk siek geword, soos 'n klomp brandsieke honde nie. Want ons nodig om terug te kom na die Here toe en sê, Here, ons het aangeneem. Dis die pad wat U vir ons gehad het. Ons is in nood vandag, vriende. Ons kan nie verder tevrede wees om maar net so aan te gaan en maar net so te leef nie. Ons het herlewing nodig. Ons het nodig dat God in ons kom werk en ons kan nie maar net aanneem nie. Die dae van om maar net aan te neem is verby. Ons het sommige boustene wat herlewing keer in ons lewe. Wat ons diskwalifiseer, wat die strome van lewende water verhinder en uitgepomp word na 'n ander plek toe. En die Here beloof ons as ons hoor en ons verootmoedig. As ons harte kom buig voor die Here, want hy hierdie wonderlike belofte, hy sal hoor van die hemel af. Hy sal vergewe. Hy sal genees. Dit is herlewing. En dit is wat nodig is. Soos jy vandag 'n kandidaat wat dit kan ontvang, of hoe hoog is die keerwal vandag in jou lewe gebou? So bring vandag elkeen van hierdie dinge wat dalk boustene kan wees van hierdie keerwal. En vertrou die Here dat hy opnuut sal kom en die vuur in jou hart in die brand sal kom steek deur die werking van sy Gees. Kan God vandag herlewing skenk? Verseker kan hy.
Wil God vandag herlewing skenk? Verseker wil hy. So waarom gebeur dit nie? Want daar's keerwalle waar strome van lewende water behoort te vloei. En daarom kan ek en jy ons harte voor God buig en sê, Here, hier is ek. Kom ons buig ons hart. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons hart voor U kan kom buig. Here, dat ons as ons in die spieël van die hemel kyk en ons onsself daarin kyk, dan sien ons hoe dat ons verwronge beeld in die woord van God vir onsself raak sien. En Here, ons het aangeneem, ons is okay. Ons het aangeneem, U is vol van genade, ons het aangeneem, U is vol van liefde, ons het aangeneem, alles gaan hankie-dorie wees. Maar Here, as ons eerlik raak in die kringetjie om onsself trek, is ons so ver van waar U ons wil hê. En wil ons vanaand ons hart voor U kom buig, Here. Elke een van ons individueel. In ons huise, in ons huwelike, in ons verhoudinge, in ons kerk, in ons omgewing, Here. Help ons, sodat ons daardie kandidate kan wees, wat daardie wonderbare guns en genade van God kan beleef, wanneer U 'n nuwe vuur in ons hart aan die brand steek. Ons bid dit met verwagting in ons hart. En in Jesus naam.